Hi, my naam is Jessica van der Walt van Spirit Life School. Ek wil vir julle vandag vertel van die soene van God. Dit is 'n besonderse en 'n baie spesiale term wat oral in die Bybel voorkom en miskien het jy nog nooit gehoor daarvan dat God ons kan soen en ons hom kan soen. En ek gaan met die volgende paar weke of dae, hoe ek al dit uitwerk, gaan ek met julle 'n bietjie gesels oor die soene van God. Maar ek wil heel eerstens begin met my bekendstelling aan die soene van God. 'n Paar jaar gelede het ek 'n droom gehad en die Here praat met my oor in drome en ek en die Here het ontmoetings in my drome. Ek weet wanneer dit die Here is, wanneer dit Jesus self is in my drome en ek weet ook wanneer dit net 'n natuurlike droom is en ons sal ook 'n reeks nog doen oor drome en die verstaan van jou drome. Maar vir nou wil ek net fokus op hierdie soene van God en my boek se naam is Kisses from Heaven en in hierdie boek is daar dis 'n hele boek vol profetiese woord wat die Here heel eerstens in my hart vir my geplaas het en hoe ek dit neergepen het vir verskillende mense, maar ek het geweet dat dit ook vir die groter liggaam is van Christus, dat hierdie woorde ook oor hulle harte sal spoel. So terug by my droom, ek het droom 'n paar jaar gelede dat ek onder 'n boom lê en ek lê op die skoot van my geliefde en ek het in die droom geweet dat my geliefde Jesus is en ons het gesels, ek het met hom gepraat en hy het met my gepraat, ek weet nie wat hy vir my gesê het of wat ek vir hom gesê het nie, dit was net geselsies wat gemaak was. En hy het afgebuk en hy het sy asem in my mond ingeblaas en die asem was in die vorm van woorde en ek het hierdie woorde in my gees ontvang. Ek het daarna gegaan en ek het gaan soek na 'n teksvers wat dit kan verduidelik want dit was vir my ook 'n vreemde term. Hoe kan God ons soen? So toe ontdek ek in die Message vertaling hierdie volgende woorde in Hooglied 5 vers 16 sê dit: His words are kisses, his kisses words. En dit het my so geseën want ek het geweet het dat ek deur Jesus self gesoen is met woorde. He kissed me with his words were like kisses, his kisses were his words. So dit was vir my net 'n wonderlike encounter wat ek gehad het in my droom daardie nag. Ek het ook dieselfde teksvers het ek gaan kyk in die Passion Translation en hy sê presies in dieselfde teksvers sê hy, most sweet are his kisses, his whispers of love. En dit is presies wat dit is fluisteringe van sy liefde in jou gees, wanneer hy jou woord kom gee, wanneer hy vir jou kom woord gee. Dit kan in die vorm wees as wat ek dit ontvang het, maar God wou by my 'n term gemaak het, hy wou by my 'n bekendstelling maak van hoe sy woorde kan lyk en dit was in die vorm van soene. Natuurlik lyk sy woord op baie verskillende maniere maar vir my in daardie droom was dit so soene. So wanneer jy nou kan terugdink toe jy 'n klein seentjie of dogtertjie was en jy 'n seerplek gekry het, jy het jou miskien gebrand of jou toon gestamp of jou vinger gesny of iets is verkeerd. Het jou ouer gekom, mamma of jou pappa dan gekom en as jy vir hulle gesê het, mamma, ek het my vingertjie seer gemaak of ek het hom gebrand, dan kom jou mamma of pappa en sê, kom ek soen dit gou beter. En dan soen hulle daai plekkie en dan wonderbaarlik is die pyn weg en jy is nou beter, is net beter. Ek is nou 'n ouma en ek het 'n kleinkind wat ek gesien het hoe ewen my soene, wanneer ek hom soen op sy vingertjie of op sy ou skouertjie of sy armpie of sy koppie, hoe daai pyn ook sommer dadelik wonderbaarlik weggaan wanneer hy 'n soen kry. En net so is God die Vader se hart vir jou ook, dat elke pyn, elke trauma, elke seerplek, elke omstandigheid wat jy nie weet hoe om te hanteer nie, kan hy kom met woorde wat so soene is en dit beter maak. Het jy wysheid nodig, dan kom soen hy jou met wysheid. Het jy trauma gehad, dan kom soen hy jou met innerlike genesing. Het jy is jy hartgebroken, dan kan hy kom en hy kan jou hart beter soen. Sy woorde is vir elke situasie in jou lewe. Daar is niks in jou lewe wat hy nie kan aanraak deur sy soene nie. God die Vader is vir jou so lief. Sy soene, sy woorde is vir jou spesifiek en spesiaal. Jy is nooit daar sonder nie. Wanneer jy 'n soen nodig het, begin net by jou Bybel. Die Bybel is vol van sy woorde wat vir jou kan ophef, kan wysheid gee, kan liefde gee, kan beter laat voel, kan genesing bring. Begin by dit. En dan, wanneer jy ook
journal, wanneer jy by die Here sit in jou stilte tyd, skryf neer, of jy ontvang 'n woord aan hom, of jy sit en werk en daar's 'n woord wat in jou gedagtes inkom, en dan ervaar dit as 'n soen van God. Ons gaan nog baie gesels oor hoe om van God te hoor, deur verskillende maniere, hoe om te verstaan wat hy sê, deur simbolieke en soveel ander maniere, maar vandag wil ek net by jou los, dat wanneer God met jou praat, en wanneer jy woord kry, of dit deur jouself, deur jou eie gees is, en of dit deur ander mense is, dat jy dit sal hanteer soos 'n soen uit die hemel, kisses from heaven. Mag jy 'n baie geseënde dag hê, en ek wil net vir jou bid op hierdie oomblik. Vader, ek bid vir elkeen wat vandag luister na hierdie boodskap. Ek bid, Vader, dat elkeen van hulle 'n ontmoeting met U sal hê. Dat hulle nooit hulle ontmoeting sal vergelyk met enigiemand anders se ontmoetings nie, want U praat op soveel verskillende maniere met ons, omdat ons verskillende mense is. En Vader, ek bid dat hierdie mense vandag sal weet dat U vir hulle ontsettend lief is, dat geen situasie in hulle lewe vir U onbekend is nie, dat wanneer U met hulle praat, dat U hulle kom beter soen in alle areas van hulle lewe, en spesifieke areas in hulle lewe. Vader, ek kom vandag en ek bless hulle en ek seën hulle in Jesus naam, met 'n ontmoeting soos nog nooit tevore met U nie. In Jesus se naam. Amen. Moenie vergeet van 15 Maart 2025, wanneer ons bymekaar kom en ek julle gaan leer van die boekrolle wat oor jou geskryf is in die hemel.